Besluite is moeilik, maar daar is 'n antwoord. Om die regte pad in die lewe te vind, is 'n voortdurende uitdaging. Dit is maklik om in die ryk van moontlikhede in te beweeg en te kyk na alles wat aangaan, eerder as om die realiteite voor ons in die gesig te staar. Om op die Here te wag is geen maklike ding nie. Dis 'n uitdaging vir elkeen van ons. Maar Jesus sê in Matteus 7, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed. En die wat daarop ingaan, is baie, maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal. En die wat dit kry, is min. Alhoewel hierdie 'n beginsel is van hoe ons by God se koninkryk kom en hoe ons God se koninkryk binnegaan en hoe ons verlossing kry, is dit ook 'n uitdaging vir ons om aan te hou leef vir God se koninkryk. Watter besluite ons ook al in die gesig staar en watter teenkanting ons ook al teen ons is, daar is slegs een oplossing, om God se nou pad te volg. Hy het 'n voorsienige weg vir ons. Hy het 'n plan vir ons. En ons word gevra om daardie pad wat hy vir ons stel te volg. Wanneer ons dit doen, word ons geseën met die begrip dat God ons gebruik op 'n manier wat die beste pas by wat hy wil doen en 'n groot verskil maak in ander mense se lewens. In Genesis 8 en 9 wys God vir Noag, leer hy vir Noag om hierdie besluit wat God gemaak het, hierdie plan wat God het vir Noag se gesin te kan leef. En Noag volg hierdie plan. As ons bereid is om God se plan te volg, sal hy op dieselfde manier in ons lewens werk. Hy het 'n plan vir elkeen van ons, alhoewel ons nie so dink nie. Sy plan is om ons te seën, om ons deur groot beproewinge nog steeds by te staan. Soos heeltemal anders te leef. Noag moes vir dae lank saam met 'n klomp diere opgesluit wees in 'n ark. Maar uiteindelik kom God se seëning. Waartoe roep God jou vandag? Wat moet jy vandag doen om God se wil te kry? Daar's net een manier. Jy moet by hom pleit. Jy moet bid en vra, Here, hier is ek. Wat is u plan? Wys my u plan. Op hom gefokus in alles wat ek doen en besluit.